Goeiedag, welkom hierso by Inspireer. Ons gesels hierdie week oor ek en jy as vredemakers. Hoe lyk dit? Wat beteken dit? En ek wil vir jou sê ons lewe in 'n klimaat waar mense vinnig opstaan en vinnig kant kies, maar vir my en vir jou het hier 'n ander plan, 'n ander verwagting. En dit is dat ek en jy daar waar ons beweeg sal vrede maak. Dat ons mense sal insluit. Nou oral waar ek loop elke dag en ek wil vir jou sê amper elke dag sien ek rasisme ek wil sê van beide kante af. Beleef ek dit, maar ek en jy het die krag en ons het die geleentheid om vrede te bewerkstellig in mense se lewe. Dit beteken ek en jy kan instap en daar waar dit tens is, daar waar dinge regtig omgekrap is, kan ek en jy met 'n sagte woord en met liefde in ons harte kan ons mense aanraak en kan ons vir hulle wys dat ons leef anders, ons lyk anders en dat die liefde van God en Christus werklik in en deur ons lewe werk. Nou, ek wil graag met jou deel vandag, en daar is in Efesiërs 2 van vers 14 af praat Paulus, hy sê Jesus is die ware vredemaker. Hy sê hy is die een wat vrede kom maak het tussen die Jode en die wat nie Jode is nie. Hy sê die vyandige houding wat soos 'n groot muur tussen ons gestaan het Jesus tot op die grond kom afbreek. Nou is daar niks meer wat ons in twee groepe verdeel, naamlik Jode en nie Jode nie. Hoor mooi wat hy so sê, daar is nie meer 'n ding soos Jode en nie Jode in Christus nie. Hy sê maar ons is een groep, Jesus in. Hy sê om dit vir ons reg te kry, het Jesus sy lewe gekos. So ons moet versigtig wees om te sê, daar is hierdie groep en ek is in hierdie groep en daar is 'n ander groep. Daar is een groep en dit is die groep wat Christus sy lewe voorgegee het. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen wat Christus aanneem as sy verlosser en sy saligmaker, sal gered word. Jesus sê, hy is die weg en hy is die waarheid. Hy sê, en elkeen, of hy sê, die pad na die hemel is deur hom, die pad na die Vader is deur hom. So, dit wil sê, ek en jy wat geroep is as Christene, is geroep as vredemakers, om dit wat Christus begin het, die vrede wat hy bewerkstellig het, in ons eie harte, in ons eie lewe, om dit voort te sit. So ek en jy het hierdie groot plig en hierdie verantwoordelikheid, om daar waar ons lewe doen, en daar waar ons op sosiale media is, daar waar jy tussen jou vriende staan en jy hoor, hier is 'n ou wat vertel, hoe hy spog, hoe iemand anders gebom het, dat ek en jy die realiteit, dat daar kinders en mense is, wat hulle lewens onnodiglik verloor, dat ons dit vir mense sal uitwys. Dit voel vir my, mense soek soms wraak vir iets wat hulle nie regtig eers veel kennis van het nie. Elke ou is 'n selfaangestelde joernalis en politikus, maar ek wil vir jou sê, soms het ons eintlik nie 'n klou nie. Christus sê, hy stel ons aan as vredemakers, nie as joernaliste, of as iemand wat ewige opinies oor die wêreld en sy oorlog moet hê nie. En ek en jy kan begin om die oorlog te veg met vrede. En dit gebeur in my eie huis, dit gebeur by my werk, dit gebeur waar ek myself elke dag bevind, of ek in die winkels is, of tussen mense, en dit is 'n plek waar ek die vrede van Christus uitleef met passie. So mag dit my en jou storie vandag wees, dat ek al voel dit is 'n klein begin, wil ek vir jou sê, dit is 'n begin. Kan ons rassehaat blus, kan ons dit, ek wil sê, in die kiem smoor, kan ons dit uitwis, deur vandag goed en gunstig en met liefde teen mense op te tree. Veral teenoor die wat dit vir ons moeilik maak, veral teenoor die wat ons beleef, het ons dalk nie so lief nie, kan ons guns en goedheid aan hulle bewys. Dis my gebed vir jou vandag, mag jy 'n wonderlike dag hê, jou vredemaker jy, en dan sien ek jou môre weer. Totsiens.